In hierdie lesie kyk ons nou nog 'n bietjie verder na algebraiese uitdrukkings. As ons nou met hierdie les begin, wil ek net gou-gou weer julle geheue verfris met wat is 'n algebraiese uitdrukking? Dis reg, 'n algebraiese uitdrukking is 'n simboliese beskrywing van 'n stel berekeninge wat op verskillende waardes van 'n veranderlike uitgevoer kan word. Baie belangrik het ons gesê in 'n algebraiese uitdrukking, 'n plus en 'n minus skei terme. Die eerste term waarna ons kyk is 'n monoom. 'n Monoom het ons gesê is 'n ander woord vir 'n eenterm. Met ander woorde, dis wanneer jou hele algebraiese uitdrukking net een termpie het, byvoorbeeld 16a² of minus 2 maal 3pq². Die volgende een waarna ons kyk is 'n binoom. 'n Binoom is 'n groot woord vir 'n twee-term. Onthou, ons het gesê 'n plus en 'n minus skei terme, dis met ander woorde byvoorbeeld soos x² minus y², omdat ons hierdie minus het, kan ons sê ons het 1-2 terme, dit maak hom 'n binoom. As ons kyk na byvoorbeeld 3a plus b minus c minus d, dan het ons hierdie minus wat die twee terme skei en hierdie is 'n maal, so daai is 'n een term en hierdie is een term, met ander woorde, ons het 'n twee term daar. Die volgende een waarna ons kyk is 'n trinoom. 'n Trinoom is 'n groot woord vir 'n drie-term. En onthou, ons het gesê is plusse en minusse wat terme skei. Dit is byvoorbeeld 5x² plus 6x minus 7. As ek nou mooi kyk, kan ek sien ek het 'n plus en 'n minus, met ander woorde ons het 1, 2, 3 terme. Nog 'n voorbeeldjie is byvoorbeeld 3x² plus 5xy minus 2y². Ek kan nou hier sien ek het 'n plus en 'n minus en ek het ander woorde 1, 2, 3 terme, so dit is weer 'n trinoom. Die een waarby ek wil hê ons moet uitkom vandag is ons polynoom. Ons polynoom noem ons 'n veelterm. Met ander woorde, die oomblik as hy enige hoeveelheid terme meer het as 3 terme, dan word dit 'n polynoom. Goed, onthou nou, wat is van die belangrike eienskappe? Van die belangrike eienskappe van algebraiese uitdrukkings is dat ons nie noodwendig mos die maal en die deel skryf nie. Dit wil sê 5abc beteken 5 maal a maal b maal c. En as ek kyk na 7a² bc gedeel deur 2ab, of 7a² bc op 2ab, dan beteken dit eintlik 7a² bc gedeel deur 2ab. Ons skryf die letters ook in alfabetiese volgorde. Ons skryf altyd die getalle voor. 'n Baie belangrike eienskap wat ons moet onthou, is dat as ons optel en aftrek, kan ons net gelyksoortige terme optel en aftrek. Nou kom ons by 'n polynoom. 'n Polynoom is ook 'n veelterm, maar kom ons kyk na die definisie van 'n polynoom. Wat is 'n polynoom? 'n Polynoom is 'n algebraiese uitdrukking waarin die eksponente van die veranderlikes wat soos x en y ensovoorts is, waarin die eksponente van die veranderlikes positiewe heelgetalle of 0 is, en die veranderlikes is slegs in die tellers van die terme.
As ons kyk na 6x tot die mag 6 plus 3x tot die mag 5 minus 9x tot die mag 4 plus 2x kwadraat minus 7x plus 8, is dit 'n polinoom wat in dalende magte van x. As ons nou na hierdie polinoom kyk, dan kan ons nou sien dat hierdie 6 is die hoogste mag van hierdie algebraiese uitdrukking. Hierdie 6 wat die hoogste mag is van x wat voorkom, praat ons van of noem ons die graad van die uitdrukking. As ons kyk na hierdie plus 3, dan kan ek sê daai plus 3 is die koëffisiënt van die tweede term. Die minus 7 is die koëffisiënt van die vyfde term. As ek kyk na die 4, is dit die eksponent van die derde term. By hierdie enetjie staan daar 'n spook 1, so ek kan sê 1 is die eksponent van die vyfde term. Hierdie 8 kan ek sê is die konstante van die vergelyking. As ons nou net gou weer mooi seker maak, dan kan ons sien daar's 'n plus en 'n min en 'n plus en 'n min en 'n plus. Met ander woorde, hier's 1, 2, 3, 4, 5, 6 terme. Hulle kan nou voorbeeld vir ons vra, bepaal die waarde van die uitdrukking as x byvoorbeeld gelyk is aan min 1. Bepaal die waarde van die uitdrukking as x gelyk is aan min 1. Dan gaan ek nou oral in x se plek min 1 skryf. Met ander woorde, ek gaan hê 6 maal met min 1 tot die mag 6 plus 3 maal met min 1 tot die mag 5 minus 9 maal met min 1 tot die mag 4 plus 2 maal met min 1 se kwadraat minus 7 maal met min 1 plus 8. Met ander woorde, ek skryf oral in x se plek min 1. Onthou, min 1 tot 'n ewe mag gaan altyd 'n positief wees, so hierdie is 6. Min 1 tot 'n onewe mag is altyd negatief, 'n plus maal 'n min is 'n min, so daai word minus 3. Min 1 tot 'n ewe mag is weer 'n positief, so daai bly min 9, plus 2 maal met min 1 tot die mag 2 is weer 'n positief, so daai bly plus 2, plus 7, plus 8. En as ek die som nou uitwerk, kry ek 'n finale antwoord van 11. Drie x tot die mag 6 minus 5x tot die mag 4 plus 2x tot die mag 3 minus 'n half x kwadraat minus 5x plus 8 is 'n polinoom in dalende magte van x. Bepaal vervolgens die graad van die uitdrukking. As julle nou reg onthou, het ons gesê die graad van ons uitdrukking is die hoogste mag van die x wat voorkom. So as ons kyk na die graad van die uitdrukking, dan gaan die graad van die uitdrukking 6 wees. Die volgende vraagie vra hulle vir ons moet die numeriese koëffisiënt van die tweede term bepaal. As ek kyk na die numeriese koëffisiënt van die tweede term, dan is die numeriese koëffisiënt van die tweede term min 5. Onthou, die teken wat voor hom staan, gaan altyd saam met hom. Nou vra hulle vir ons om die numeriese koëffisiënt van die vierde term te bepaal. As ek kyk na die numeriese koëffisiënt van die vierde term, dan is die numeriese koëffisiënt van die vierde term is min 1/2. Hulle vra nou vir ons, wat is die eksponent van die derde term? As ek kyk, wat is die derde term is 1, 2, 3, die derde term is 2x tot die mag 3, die eksponent
van die derde term is 3. As ek nou moet kyk na die eksponent van die vyfde term, dan staan daar weer 'n spook enetjie, so die eksponent van die vyfde term is 1. Die konstante, wat gaan die konstante wees? Die konstante is die getal wat nie 'n veranderlike by het nie, want hy gaan dan altyd sy waarde behou, met ander woorde, die konstante is 8. Nou vra hulle vir ons om die waarde van die uitdrukking te bepaal as x gelyk is aan 2. Met ander woorde, as x nou gelyk is aan 2, dan gaan ek orals in x se plek 'n 2 instel. Met ander woorde, ek het 3 maal 2 tot die mag 6, minus 5 maal 2 tot die mag 4, plus 2 maal met 2 tot die mag 3, minus 'n half maal met 2 se kwadraat, minus 5 maal 2 plus 8. Dit is 3 maal met 64, minus 5 maal 16, plus 2 maal 8, minus 'n half maal 4, minus 10 plus 8. Is 192, minus 80, plus 16, minus 2, minus 10 plus 8. En my finale antwoord is 124. As ons kyk na hierdie volgende polinoom, dan kan ek nou sê, wat baie belangrik is, hierdie polinoom het dalende magte van b, dalende magte van b, met ander woorde, hy word b tot die mag 3, dan b tot die mag 2, dan b tot die mag 1. Maar nou kan ek ook weer sê, hy is in stygende magte van a. Die eerste term het nie a nie, en dan is die tweede term net a. Die derde term is a kwadraat, en die vierde term is a tot die mag 3. So hierdie polinoom is 'n polinoom wat geskryf is in dalende magte van b en in stygende magte van a. Dit handel nou die lesie af rondom polinome. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi, sodat jy doodseker is hoe werk 'n polinoom of 'n veelterm, dat jy mooi kan onderskei hoeveel terme daar is en hoe 'n mens met dit te werk gaan. Geniet dit.